Of jy jou oggendkoffie geniet of besig is om die huis netjies te maak vir die gaste wat kom kuier hierdie naweek, welkom by episode 58 van In Alle Erns. Die afgelope paar maande sedert Amerikaanse president Donald Trump sy eerste skote op die Suid-Afrikaanse regering afgevuur het, bevind ons onsself in die middel van 'n diplomatieke storm. 'n Storm wat van die ANC se donkerste geheime aan die buitewêreld blootgelê het. Soos die spreekwoord sê, in die donker is alle katte grou, maar alles sal uiteindelik aan die lig kom. Nie net is buitestanders bewus gemaak van die onteieningswet, rassewette en die haatlike Kill the Boer dreensang nie, maar sommige ontstellende onthullings oor mag, propaganda en vooroordeel in Suid-Afrika is ook bekend gemaak aan diegene wat hier woon. Van die mees absurde sosiale verskynsels wat gedurende hierdie onstuimige tyd waargeneem is, was die reaksie op Trump se opmerking dat baie slegte dinge in Suid-Afrika gebeur. Baie van die rykste 1% Suid-Afrikaners, hoofsaaklik uit die liberale wit demografiese groep, het inderhaas op sosiale media Trump probeer verkeerd bewys met hul eie karikatuuragtige luukse lewens as bewysstukke. Hulle het foto's geplaas waarin hulle in hul voorstedelike paleise paradeer, langs hul luukse swembaddens ontspan of in hul weelige tuine op golflandgoedere met uitstekende sekuriteit wandel, telkens vergesel met 'n variant van die sarkastiese opskrif baie slegte dinge gebeur in Suid-Afrika. 'n Bona fide Suid-Afrikaanse laat hulle koek eet oomblik, geskik vir die sosiale media era. 'n Onmiskenbare klasseverskil is blootgelê tussen die kwesbares wat aan die gruwels en ongeregthede van Suid-Afrika onder ANC-bewind blootgestel is en die bevoorregte, geïsoleerde minderheid wat vir die plebs predik dat hulle nie hul bedrieglike oë moet glo nie. Nog 'n ontstellende onthulling was hoe vinnig en skaamteloos politici, akademici en kommentators vals narratiewe en leuns deur weglating in die hoofstroom media verkondig het om namens die regering skadebeheer te doen en ANC-kritici te probeer intimideer en doodskree om te verhoed dat die waarheid oor Suid-Afrika uitkom. Die ondersoekende joernalis Marie-Louise Antoni het 'n fenominale stuk geskryf onder die titel The Information War Against AfriForum op PoliticsWeb, wat noukeurig uiteensit hoe die media inderhaas die regering verdedig het deur byna identiese verdraaiings van die waarheid te publiseer. Niks kan egter harder onafhanklike joernalistiek uitskree as wanneer die regering jou in die openbaar vir uitstekende diens bedank nie, soos die minister in die presidentskap gedoen het, né? Antoni stel dit so gepas. Onder die ANC-bewind het die Suid-Afrikaanse media 'n lang en betreurenswaardige geskiedenis van hoe burgers geteiken word as hulle hul teen rasgebaseerde beleid of geweldsmisdaad uitspreek. Sommige kommentators beskou hulself in sulke situasies as bloedhonde vir die regime eerder as waghonde wat waak teen magsmisbruik. Einde van aanhaling. Die vernaamste retoriese wapen wat aangewend word teen AfriForum en ander wat die vernietigende, diskriminerende beleid en ekstremistiese retoriek van die ANC, EFF en ander blootlê vir die wêreld om te sien, is die terme misinformasie en disinformasie, die jongste kommentariaat gonswoorde. Selfs partylede van die voormalige opposisie, soos John Steenhuisen van die Demokratiese Alliansie, het die misinformasie narratief by verskeie geleenthede gepapegaai en versterk, selfs onlangs. Diegene wat hierdie bedrieglike beskuldigings maak, kon die afgelope paar maande, ten spyte van talle versoeke, egter nog nie met 'n enkele stuk bewyse na vore kom wat hul hysteriese beweringe dat AfriForum misinformasie oor Suid-Afrika versprei, staaf nie. Ironies genoeg is dit redelik maklik om talle voorbeelde te verskaf van werklike verkeerde inligting wat oor AfriForum versprei is. News24 het AfriForum byvoorbeeld onlangs sonder voorbehoud om verskoning gevra omdat hierdie publikasie valslik beweer het dat AfriForum plaasmoorde 'n wit volksmoord noem. Newsroom Africa is ook gedwing om AfriForum om verskoning te vra en mees onlangs is Daily Maverick ook skuldig bevind deur die persombudsman van valse inligting oor AfriForum versprei en hierdie publikasie moet nou ook verskoning vra vir AfriForum.
Dit is net die jongste gevalle van groot media wat AfriForum in die openbaar om verskoning moes vra vir die verspreiding van blaatante valse beweringe oor die organisasie. Een van die ontstellendste verwikkelinge in Suid-Afrika se inligtingsoorlog was die Valke se aankondiging dat hulle begin het met 'n hoogverraad ondersoek na AfriForum, Solidariteit en die Solidariteit beweging nadat verteenwoordigers van hierdie Afrikaner organisasies met senior amptenare in die Trump-administrasie by die Withuis vergader het. Hul kriminele aktiwiteite het daarop neergekom dat hulle hulself uitlaat oor plaasmoorde en die bedreiging van die onteieningswet vir privaat eiendomsreg, dat hulle eis dat die Suid-Afrikaanse regering raswette beëindig en dat hulle hul daarvoor beywer dat Suid-Afrika nie uit AGOA geskop moet word nie. Hierdie afvaardiging se standpunt, wat waarskynlik die meeste paniek onder ANC-lede gesaai het, is hulle aandrang dat sanksies nie teen Suid-Afrika as geheel ingestel moet word nie, maar spesifiek die politici moet teiken wat vernietigende beleide voorstaan en wie ekstremistiese, gewelddadige retoriek verkondig. Die absurde mate van onderduinse taktieke wat aangewend word teen diegene wat dit waag om die regeringsnarratief uit te daag, het 'n nuwe laagtepunt bereik toe die hoof van SAI, een van die grootste boereunies in Suid-Afrika en openbare kritikus van die onteieningswet, Dr. Theo de Jager, in eg stalinistiese styl uit 'n foto in 'n staatspublikasie geredigeer is. Laastens is die waarde van alternatiewe mediastemme en sosiale media platforms soos X beklemtoon vir brekende nuus, die verspreiding van die waarheid en om te dien as 'n teengewig om 'n alliansie tussen die regering en sy lakkeie in die media uit te daag. AfriForum se gedetailleerde dokumentêr oor die Suid-Afrikaanse regering se talle raswette en bedreigings vir privaat eiendom is 'n goeie voorbeeld hiervan, toe Elon Musk dit hierdie week gedeel het op X en nou staan daardie dokumentêr op 42 miljoen kyke op X. Wanneer die instellings en publikasies wat tradisioneel vertrou is om die misbruik van mag en valse regeringsnarratiewe uit te daag en vreesloos die waarheid na te jaag, hierdie verantwoordelikheid laat vaar, moet iemand hierdie leemte vul. Wanneer oppositiepartye boonop gekoopteer word om die ANC se radikaal rassistiese, sosialistiese en anti-privaat eiendomsreg agenda te help deurvoer en legitimiseer, soos dit blyk toenemend die geval is, met die regering van nasionale eenheid, is burgerlike samelewingorganisasies genoodsaak om die nuwe de facto opposisie te word, die opposisie in die werklikheid. Die afgelope paar maande was 'n smeltkroes, en net soos in 'n vuurwarm smeltkroes is die goud van die ander metale en onsuiverhede geskei. Daardie individue, organisasies en partye wat onteiening sonder vergoeding en raswette slegs teenstaan wanneer dit polities gerieflik is en lae risiko inhou, het hulself blootgestel. Terselfdertyd is diegene wat bereid is om by hul kernbeginsels en waardes te staan, selfs wanneer die woede van die ANC se hele propagandamasjien oor hulle losgelaat word, ook blootgelê. Aan die eersgenoemde, ek hoop julle gewete gee julle geen rus nie. Aan die laasgenoemde, ek waardeer en salueer julle. As die geskiedenis, anders as die ANC, meritokraties is, sal dit goedkeurend terugkyk op diegene wat hul man gestaan het. Die Afrikaner skrywer en digter C.J. Langehoven het 'n man van integriteit soos volg beskryf: "Gee my 'n man wat sê wat waar is as die duiwel daar is, wat doen wat reg is as die regter weg is, wat trou by sy gewete bly as hy straf in plaas van beloning kry." Dankie dat julle ingeskakel het vir die nuutste episode van In Alle Erns. As julle gehou het van hierdie episode, deel dit met vriende en familie en op al julle sosiale media platforms. Ek waardeer dit opreg. En as julle verder kommentare en gedagtes van julle eie het wat julle wil deel maak van die groter gesprek oor hierdie onderwerp, los dit in die kommentaarafdeling. Ek lees hulle almal en waardeer elke kommentaar. Ek is Erns van Sail. Hou moed, hou koers, dink vir jouself en dink vooruit. Tot volgende keer.